Paulus raak hier in Efesiërs 4 vers 13 tot 16 baie prakties en reguit wanneer hy praat oor die uiteindelike doel van die gemeente. Die enigste manier hoe enige kerk effektief kan funksioneer, is as elke lidmaat sy of haar funksie vervul. Paulus draai nie doekies om nie. God het elkeen van ons geroep om sy kinders te wees. Ons het by ons wedergeboorte nie net die ewige lewe ontvang nie, maar daar het ons elkeen ook 'n deel geword van die liggaam van Christus. Die doel van die gawes is dat ons almal saam sal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en kennis van die Seun van God. Paulus skryf, ons moet saam groei tot 'n volgroeide mens, so volmaak en volwasse soos Christus self, vers 13. Hierdie groei is 'n voortdurende proses wat elke dag van ons vra om meer en meer soos ons verlosser te word. Geestelike groei is nie 'n opsionele ekstra nie, al dink party gemeentelede so. Dit is noodsaaklik vir ons beskerming teen die verwarring van die wêreld. Paulus waarsku dat as ons nie groei nie, ons soos geestelike kinders sal wees wat heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer. Sonder konstante groei is ons kwesbaar vir die listigheid van mense en die verwarring van 'n wêreld wat dikwels teen God se wil en waardes indruis. Die enigste teenvoeter hiervoor is om in liefde by die waarheid te bly en so in alle opsigte na Christus toe te groei. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die sleutelwoord in Efesiërs 4 vers 16 is elkeen. In 'n gesonde menslike liggaam is elke senuwee, elke spiertjie en selfs die geringste orgaan of selletjie noodsaaklik vir die gesonde funksionering van die geheel. As selfs een klein deeltjie nie sy funksie vervul nie, ly die hele liggaam daaronder. Net so is dit in die gemeente. Jy is nooit bloot 'n toeskouer of 'n gemaksigtige passiewe passasier in 'n plesierboot nie. Jy is 'n aktiewe lid van die liggaam van Christus met 'n spesifieke funksie wat net jy in jou uniekheid kan vervul. Jou bydrae is noodsaaklik vir die gesondheid van die geheel. In vers 16 staan dit in die nuwe direkte vertaling so: Hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus, saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Baie mense dink nog steeds die werk van die kerk is slegs die verantwoordelikheid van die predikant of die kerkraad. Maar Paulus sê, die liggaam is 'n eenheid, amper soos 'n groot masjien wat homself opbou wanneer elke lidmaat getrou hulle geloofsplig nakom. Dit beteken dat die geestelike gesondheid en impak van jou gemeente direk verband hou met jou bereidwilligheid om jou plek vol te staan. Wanneer ons mekaar dien met ons gawes, wanneer ons vriendelik en verdraagsaam is, en wanneer ons ander mense uitnooi om deel te word van hierdie gemeenskap, is ons aktief besig met die opbou van die liggaam in liefde. Dit is weer tyd vir selfondersoek. Is die liggaam van Christus, waar jy deel is, nie dalk gebrekkig, half verlam of selfs effe mankoliekig, omdat daar 'n leemte is wat net jy met jou unieke persoonlikheid en gawes kan vervul nie? Jesus Christus vra ook vir jou vandag om jou Godgegewe verantwoordelikheid na te kom. Kom ons bid saam. Here, help my om nie onkundig te wees oor my gawe en my unieke rol in Jesus se liggaam nie. Help my om my verantwoordelikheid te ken en na te kom. Help my om my deel te doen. Amen.